Die afgelope 5 jaar het beleggers alles beleef, van 'n wêreldpandemie en oorlog tot hoë inflasie, skerp rentekoersbewegings en die dramatiese opkoms van kunsmatige intelligensie. Tog het verskeie wêreldmarkte sterk opbrengste gelewer. Maar sal die volgende 5 jaar soos die vorige 5 lyk? Kan Amerikaanse tegnologie-aandele hulle oorheersing behou? Waar pas Suid-Afrika in? En kan goud, koper en ander kritieke minerale die volgende groot beleggingssiklus dryf? Ons bespreek die mark- en kommoditeitsvooruitsigte tot 2031 met die uitvoerende hoof van Everest Advisory Services, Thys van Sail. Thys, soveel vrae. Ons is baie bly dat jy hier is om almal van hulle te beantwoord. Baie welkom. Ek is bly, jy weet, maar as ons kan begin, hoe oud is jy in 2031? Ek is nou 35, so doen jy die sommetjie. Ek vat nie kanse hier met wiskunde so vroeg in die oggend nie. Ek is 5 jaar 'n goeie 35 myself, jy weet, kom ons vat dit maar vanaf. Jy lyk nie vir my 'n dag ouer as 21 nie, Thys. Nee, kyk, ek dink dit is belangrik om te sê as 'n mens na die afgelope 5 jaar as 'n vertrekpunt gebruik, wat kan 'n mens verwag wanneer 'n mens dink aan wêreldmarkte in 2031 of teen 2031? Ek dink also wat dit eintlik baie interessant maak was die afgelope laaste 5 jaar, want dit is soos wat jy gelees het daarso wat basies weet alles het gebeur. Wat gebeur het? Ons het geopolitiese impakte gehad, ons het COVID gehad, ons het hoë inflasiesyfers gehad, ons het hoë rentekoerse gehad, ons het nou oorloë. So hierdie het alles afgespeel in 'n kwessie van 5 jaar waar gewoonweg, jy weet, as jy byvoorbeeld net na een van daai gegevens kyk wat ek nou net genoem het, gebeur dalk een keer in 'n siklus van 5 jaar dalk een van daai gebeure. Nie byvoorbeeld hierdie hele mandjie sommer net daarsop gaan geniet hom nie. Maar die kort en die lank daarvan is dat die markte het eintlik gewys wat hulle regtig waar kan doen. So ons het 'n baie groot markduik gesien en ons het 'n baie goeie herstel weer eens gesien en natuurlik 'n baie sterk goudprys wat opgekom het. Maar as mense gaan kyk, ja, maar hierdie hele, kom ons sê, mandjie van gebeure moet 'n stabilisering ondervind, jy weet, een of ander tyd op 'n gegee tyd. En ek dink ja, soos wat dit nou aangaan die tendens, begin ons inbeweeg in 'n nuwe normaal. Nou, 'n nuwe normaal is amper weer die eens om te sê al hierdie gebeure wat al gebeur het nou in, kom ons sê, die mandjie geland. Dit is in hierdie mandjie gemeng en nou gaan dit vorentoe saam met die nuwe normaal. So as ons so daarna gaan kyk, dan is daar 'n klompie elemente wat wel 'n rol speel, maar Suid-Afrikaans gewys, jy weet, is daar baie potensiaal, ons het baie goedkoop aandele nog steeds. Ons aandele is baie geneig, jy weet, om goeie dividende te kan lewer vir inkomste gedrewe tipe van kliënte, maar dan moet die regering ook saamspeel. Ek dink dis baie belangrik. Amerikaanse markte en die wêreldmarkte, stabiliteit is natuurlik ook daar, maar as ons weer eens gaan kyk, ek sal amper dink hy sal klaar klein bietjie geoorprys. So dalk sê nie omgewing van so 8 tot 12%, jy weet, jaar op jaar, jy weet, vir die buiteland. Goed, nou moet ons ook uitkom by iets soos kunsmatige intelligensie wat so deel geword het van ons alledaagse lewe. So wat dink jy kan die impak daarvan wees wanneer 'n mens so 'n bietjie vooruit kyk? Ja, ek dink as 'n mens gaan kyk veral na daai tipe van aandele, kom ons sê net maar die oprigtingskostes daarvan en die oprigtingsverwagting en natuurlik die prys ook, het amper half al sy piek gehaal, jy weet, wat eintlik nou al gebeur het in die afgelope, kom ons sê 2 tot 3 jaar. So mense moet net baie versigtig wees om te dink dat daai tendens basies, jy weet, sal hou met 'n opwaartse kurwe die heeltyd. So dan gaan 'n mens eerder moet begin kyk, ja, maar wat se tipe van daai, kom ons sê, intelligensie aandele is basies weer die volgende, kom ons sê, markverandering wat ek kan plaasvind binne in finansiële dienste byvoorbeeld, of binne in gesondheidsorg byvoorbeeld, binne in infrastruktuur byvoorbeeld, en dan basies na daai tipe van aandele gaan kyk, jy weet, as die nuwe geleentheidsaandele vir die volgende 5 jaar. En hoe en waar pas Suid-Afrika by hierdie 5 jaar prentjie in? Ek dink die grootste ding van Suid-Afrika is, ek dink ons het die grootste gaping van potensiaal en risiko, as ek dit so kan stel. So daar's soveel potensiaal wat Suid-Afrikaanse mark nog steeds kan lewer, jy weet, aan die buitelandse mark, as ook my en jou. Maar dan sal Suid-Afrika baie daadwerklik, en nie Suid-Afrika nie, want ek en jy bring ons kant. Jy weet, so maklik soos dit. Okay. Maar as ons gaan kyk, ons regering moet definitief partytjie toe kom. So infrastruktuur is baie belangrik en ons het al daaroor gepraat. Die volgende 5 jaar is amper 'n maak of breek vir Suid-Afrika as dit kom by infrastruktuur, as dit kom by ons hawens, as dit kom by ons kom ons sê net maar gewone transport, as dit gaan by buitelandse invoere. So die volgende 5 jaar is amper die belangrikste tyd wat ons ooit sal sien as 'n Suid-Afrikaanse ekonomie as die algeheel. Maar as ons hierdie goeders kan regkry, ja,
dit kan great wees. Absoluut. Goed, die prys van goud het ook dramaties gestyg. So wat sê jou kristalbal van daai prys teen 2031? Ek gaan verkoop al jou goud en koop kripto. Nee, ons gaan nie daar nie. Nee, ek dink ja, as ons byvoorbeeld gaan kyk, ja, goud is maar een van die huiskieters gewees. As ons op hierdie stadium net so omgewing van tussen $4,300 tot so $4,400. Maar as dinge gaan basies met die trend soos wat dit nou gaan, daar's nog steeds hoë skuld, jy weet, maar ons praat nou van wêreldwyd. Ek bedoel daar's valuta druk en as ons dan nou ook gaan kyk, jy weet, daai vertrouens basies, jy weet, krisisse wat ook nou maar, jy weet, tussen die kom ons sê geopolitisie aangaan. Jy weet, so met ander woorde, as daai elemente bly 'n rol speel en 'n faktor speel so wat hy die laaste 5 jaar gespeel het en dit word nie kom ons sê hierdie mandjie waarvan ons dan verwys het stabiliseer nie, dan kan jy maklik uitkom by tot en met 8,5 tot $10,000. Jy weet, so letterlik weer 'n verdubbeling. Okay. Maar as ons byvoorbeeld nou kan sê ja, hierdie nuwe mandjie stabiliseer en die nuwe nuut is nou daar, dan kyk ons maar in die omgewing van so tussen $3,900 tot en met so $5,500. As dinge basies, jy weet, baie beter gaan, skuld word vereffen en almal kom goed oor die weg en daar's niks meer fout nie en is great, dis lekker, is partytjie, dan is ons omtrent weer terug by so $3,300. Jy weet, but wishful thinking. Goed, is Amerikaanse aandele tans te duur? Ek sal sê, nie te duur nie, maar basies daar's baie aandele wat ek byvoorbeeld nie nou aan sal raak nie en byvoorbeeld selfs sal los, jy weet, vir die volgende 5 jaar. Maar ek dink weer eens is dit daai kundigheid by wie jy moet uitkom en natuurlik ook gaan kyk, ja, maar weer eens, wat se tipe aandele gaan die volgende 5 jaar nou met die nuwe nuut, jy weet, die pad vorentoe vat en dan bietjie van jou ouer tipe van aandele bietjie afstaan en bietjie gaan juis nou gaan shop en kyk, ja, wat se tipe van daai aandele wat jou byvoorbeeld elke keer daai verdubbeling gegee het in 5 jaar, die volgende verdubbeling kan gee in 5 jaar. Nou, ons het so 'n minuut en 'n half oor, maar jy het nou gereeld na die regering verwys tydens hierdie gesprek. So wat dink jy behoort die regering te doen met 'n kommoditeitsmeevaller? As ons byvoorbeeld gaan kyk, jy weet, 'n kommoditeitsmeevaller is by basies, jy weet, 'n bonus. Okay. So as ons byvoorbeeld meer kommoditeite kan lewer en ons kan basies, jy weet, want dit is op vraag en aanbod en as ons veral gaan kyk na koper, want koper is die nuwe goud. Jy weet, en koper is selfs so ver om te gaan as die nuwe olie. So as ons byvoorbeeld gaan kyk na olie, wat so vervoer-ekonomie gewees, waar koper is elektrisiteitsvervoermiddel nou, jy weet, en ekonomie. En daar volgens ook, jy weet, en ons is baie ryk as dit kom by ons gewone, kom ons sê, metale, maar as ons byvoorbeeld gaan kyk, daar's ander lande ook, wat dit ook kan lewer. Brazil kan dit lewer, Kanada kan dit lewer, Australië kan dit lewer. Die verskil tussen ons en daai ekonomie is dat hulle het infrastruktuur. Ons infrastruktuur weer eens is amper half die belangrikste, as dit nie die belangrikste drywer is vir die volgende 5 jaar nie. Nou ja, Thys, ja, huiswerk is dan, bel vir Trump, bel vir Putin, bel vir Ramaphosa. Ja, toe. Dat ons almal net bietjie oor die weg kan kom in die toekoms, né, oor so 5 jaar van nou af. Baie dankie vir jou insig. Nou ja, daarmee dan vanoggend 'n gesprek oor die belangrikste geldsaake waarvan jy moet weet, maar bly gerus waar jy is, want ons is net hierna weer terug. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning, onthou ook van ons YouTube kanaal om weer na enige interessante gesprekke te gaan kyk en te luister.